Seun van God het nog geleer. O Jesus doen dit weer. O Jesus doen dit weer. Ja, hier die geslag. Ek groet u elkeen in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, die Seun van God. En ek weet dat hier waar ons saam kuier met die program Jesus doen dit weer saam met my Andries Besuidenhout, gee ons die Heer al die eer. Ons weet dat God is in beweging, dat God werk, terwyl ons slaap is God aan die werk, want die woord van God sê, hy slymer of slaap nooit nie. En ons gaan aan vandag, hier by die Hope Revolution, waar ons boetie Leon het, wat vir ons meer gaan vertel, nie net van sy lewe nie, maar ook oor die instansie. Geniet dit saam met ons. My boetie Leon, baie dankie vir jou tyd, dankie vir dit wat jy vir ons gaan doen vir die Here. Ja, prys die Here, baie dankie Andries, en vir Kruiskyk TV, baie welkom hier by ons, hier by Hope Revolution. Dis vir ons voorreg om julle vanoggend hier saam met ons te hê. Ek wil net graag vanoggend, net voor ons begin, my leierskap, Dr. Reverend Jacobus Nondo en sy vrou Pastor Erika ook groet. Dit is nie vir die mense in my lewe was nie, sou ek en jy nie vandag met mekaar kom gesels het nie. Prys die Here. Ja, nou my storie begin, jy weet, ek het uit 'n baie goeie huis uit. Jy weet, my ouers, my pa was 'n ingenieur, my ma onderwyser. En weet ons het regtig goed groot geword. Het baie goeie ouers gehad, maar vir een of ander rede, jy weet, my pa is 'n baie slim ou gewees. Ek was 'n bietjie verstrooid gewees op skool. So was nie 'n baie goeie verhouding. Ek en my pa het nooit regtig 'n goeie verhouding gehad nie. En dit was regtig vir my 'n groot probleem. Jy weet, oud maar 'n bietjie van 'n kompleks gehad, jy groot geword het, gevoel jy is nie goed genoeg nie, gevoel jy kom nie by die standaarde wat vir jou geskep is nie. En op 'n stadium toe ek jong was, het ek so half van die huis af weggeloop. Ons geloofsoortuiging het tog 'n bietjie verskil. Hulle was in die NG Kerk gewees en ek het meer aan die charismatiese kant toe getrek en dit het ook groot streweling veroorsaak in die huis. Maar ek het myself op 'n jong ouderdom voorgeneem dat ek sal julle wys, ek kan dit doen. En ek sal bo uitkom. Alhoewel ek gaan studeer het en nooit klaar gemaak het nie, het ek besef, jy weet, ek moet regtig met myself begin bewys. En ek het regtig baie hard gewerk en die Here was goed vir my gewees. En ek was baie suksesvol. Weet, ek het op 'n redelike jong ouderdom was ek finansiëel goed, en het my baie goed gegaan en ek was onafhanklik gewees. Maar jy weet, soos ou aangaan en dinge begin baie met jou goed gaan, jy weet, alles wat jy aanraak verander half in goud amper. Ek dink altyd in Spreuke 3 vers 5, waar hy sê, vertrou op die Here met jou hele hart en moenie op jou eie insig staat maak. En dit is maar presies wat gebeur het. Ek het op my eie insig begin staat maak. Alhoewel ek 'n Christen was, het ek 'n bietjie begin afdwaal. En ek was nie meer so gereeld in die kerk nie meer gereeld betrokke nie, want weet, die lewe het jou besig gehou. Weet, om jou eie empire in stand te hou, het meeste van die tyd gevat. En wie jy, Andries, op 'n baie kort tydjie het alles verkeerd geloop. Ek weet, ek het uit die corporate lewe uitgegaan en ek het my eie besigheid begin en weet, uit 'n klomp eiendomme en bote en karavane, als jy al kan dink, was daar gewees, het regtig goed gegaan. Maar oor 'n baie kort tydjie het 'n klompie dinge verkeerd geloop en ek was insolvent en ek het bankrot geraak. En dit het my baie hard geslaan. Weet, oud vir 'n periode van 10-15 jaar hard gewerk om te kry wat jy is, wat jy het, en so oor 'n nag amper is alles daarmee heen. En oud regtig soos 'n groot failure gevoel. Ek weet, dit het my regtig baie hard geslaan. Ek kom nie daar oorkom nie. En ek is noodgedwonge weer terug na die corporate wêreld toe. Ek was in die motorbedryf gewees. Gelukkig het ek nog mense geken wat gesê het, moenie bekommerd wees nie, jy het goed na ons gekyk, ons wil na jou kyk, so het jy weer 'n weg gekry. Maar weet, ek kon nooit regtig oor dit kom wat gebeur het nie. En oor 'n kwessie van seker noem dit 10 jaar, die dinge het slegter en slegter begin gaan, die verhouding met my kinders, die huwelik. En ek het besluit weer iets probeer om weer iets opbou, maar dit het nie uitgewerk nie. Dit is asof jy weet, alles het goed gegaan, alles het regtig goed uitgewerk en ewe skielik om niks werk nie. En weet, daar was slegter en slegter gegaan terwyl ek naderhand met my werk verloor, die tweede besigheid het nie uitgewerk nie, my huwelik het nie uitgewerk nie. En net so voor COVID begin het ek op straat geëindig.
werklik toe alles verloor. Ek het eers op 'n stadium in my kar gebly, maar weet, en ek onthou ek het eendag mense 'n geleentheid gegee om saam met my te ry, en daar waar ek hulle afgelaai het hulle 'n huis ingebreek en dinge gedoen daar. En toe ek 'n dag later in die dorp aankom, toe arresteer hulle my, want my kar het oor 'n spoedhobbel gegaan en daar was 'n kamera gewees by die dorp hier inkom, en die mense het gesê, ja, dit was die kar wat voor die huis gestaan het. En daar beland ek myself in die tronk, en ek was vir 2 maande in die tronk verhoorafwagtend gewees. Nou, Andries, jy sal seker weet, as 'n ou uit 'n goeie huis uitkom, goed groot gemaak het, dan alles wat jy van die tronk weet, is wat jy op die televisie gesien het, en al die bangmaak stories wat jy gehoor het. So ek was verskriklik, het was vir my 'n verskriklike storie geweest, om te dink, hier gaan ek nou tronk toe. Maar weer gelukkig, die Here het my altyd sy hand op 'n ou, toe ek instap in die gevangenis, en hulle gee jou geel uniformpie vir jou, en hulle gee jou dingetjies, en jy so op pad selle toe. Toe skree iemand uit die sel uit, lawyer, that's my lawyer. En vir die 2 maande wat ek daar so was, moes ek elke dag regsadvies gegee het vir elke Janrap en sy maat, selfs vir my beraders en so voort. So die Here het regtig na my gekyk. My experience in die gevangenis was daarom toe nie so sleg geweest nie. Maar toe die gevangenis uitkom, na 2 maande toe hulle eventueel agterkom het, was ek geweest wat dit gedoen het nie. En ek is vrygespreek, as ek op die straat geweest. En ek onthou, ek het seker vir omtrent 2 dae net rondgeswerf, want die ou het nêrens heen om te gaan nie. En omdat die ou nie regtig 'n bedelaar was, of 'n gangster was, of so iets nie, jy weet, dit was net voor COVID, toe kom COVID uit, en daar moet jy van die strate afwees in die aand, jy weet, so dis asof jy vir die gangsters weg, vir die polisie weg, vir law enforcement, en al die van dinge. En ek het regtig 'n laagtepunt in my lewe bereik. Jy weet, as jy tussen die asblikke agter 'n volstasie die kartonne oor jou trek om te slaap vir die aand, dan besef jy regtig jy het jou lewe opgemors. Jy weet, daar is nou nie regtig, weet alles, jy is nie welkom by jou vriende nie, jy is welkom by die familie nie, dit is, en ek het heeltemal absoluut afgesonder gevoel. Ek voel self die Here het heeltemal sy rug op my gedraai. Ek het toen later in 'n tent begin bly oorkant Somerset Wes polisiestasie. My ou tentjie was die eerste wat daar gestaan het. Daar het later 'n hele klompie mense daar gebly, maar weet, ek kon hom in die aand opslaan en in die oggend moes ek hom weer afslaan, maar dis waar ek gebly het vir 'n tydperk in my lewe. En dit het legtig nie goed gegaan nie, weet, want omdat hy ou nie gewoond is daaraan om vir mense hulp te vra nie, weet, ek kon nie regtig bedel nie, ek het seker omtrent 20-25 kilogram verloor, ek was regtig, ek het soos onderste bovenvraagte uitroepteken gelyk, is net 'n koppie en 'n lyfie. Maar weet jy, die Here was vir my goed geweest, man, weet jy, ek sit een aand, ek huil in my tent en ek vra, Here, asseblief help my, ek kan nie myself help nie, ek kan nie myself uit hierdie ding uitkry waarin ek is nie. En soos dat ek maar werk, het ek ook aan substance begin verslaaf raak, jy weet, net om daai seer en om wat in jou hart is, vir daai oomblikie te escape. Maar dit was werklik nie, kom ons sê, die laaste spyker in die kus gewees, wat regtig gemaak het, dat alles daarmee heen was. En weet jy, 'n paar dae later is daar 'n social worker, wat daar na my toe kom en vra, Leon, wil jy nie na 'n shelter toe gaan nie, want ek kan sien, jy behoort nie regtig hierso nie. Dus ek was nou al by al die shelters gewees, en hulle almal is vol. Ek kry nie plek by een van hulle. Dus hy sê, nee, nie worry nie. Daar's 'n nuwe shelter wat oopgemaak het, net buitekant Somerset Wes, en hulle het plek. Ek is op pad so toe, ek kan jou saamvat. Wie anders, ek het my tentjie net daar gelos. Ek het nie regtig eers klere gehad nie. Ek het net so 'n ou Pick n Pay sakkie gehad, met my gehad met 'n baadjie in, en ek is in die kar, en hulle het my hier by Hope Revolution se deure kom aflaai. Weet jy, van die dag dat ek hier aangekom het en deur die deure gestap het, was dit asof 'n ou huis toe gekom het. Vir die eerste keer in 'n lang tyd het mense jou raak gesien, weet, as jy op die straat bly. En ek dink, weet, ek het ook met my fancy kar gery op 'n stadium, en die mense op die straat het hulle nie eens regtig raak gesien of enige ag gegee aan hulle nie. En nou, weet jy, nou self daar was, dit was met my regtig 'n moeilike ervaring geweest, maar hier vir die eerste keer is dit weer of mense vir jou raak sien en vir jou omgee.
En terwyl ons nog met die papierwerk besig was, het iemand vir my 'n klompie toebroodjies en 'n koppie koffie gebring. Jy weet, wanneer laas het jy 'n warm koppie koffie gehad? En ou het weer die voorreg gehad om selfs 'n warm shower te kry. Wanneer laas kon ou weet as jy op die straat bly, is 'n shower 'n vreeslike luxury, dit gebeur. Miskien jy moet een keer in 'n maand of 2, maar in die case, en ek is in die shelter in, en ek onthou goed, weet, dan sit ek in die aande, die venster en kyk, as het reën, het was in Augustus maand dat ek uitgekom het, ek was so 8 maande op die straat gewees, nie? En as het so reën buite kan ek net vir Here sê, baie dankie Here, leer nie vanaand nat, ek gaan nie vanaand nat slaap nie. Ek het 'n bed om op te slaap, ek het 'n bord kos in my lyf gehad, en ek kon 'n warm shower gehad het. Maar wie jy, in my program by Hope Revolution, het die Here weer op 'n tyd met my gewerk, en my gehelp om myself te kon vergewe. Want as gevolg van die onvergifnis wat ek teenoor myself gehad het, dit met my hele lewe vernietig. Weet, ek kon net nie oor dit kom dat ek so hard gewerk het om 'n ding op te bou, en oornag is dit daarmee heen nie. Weet, absoluut soos 'n failure gevoel, jy verloor jou identiteit, jy verloor jou humanity, al daai tipe van dinge. En die Here het my regtig kom gesond maak en kon genees, en in die periode wat ek in Hope Revolution was, kon ek regtig weer naby aan die Here kom. En eendag het ek ook vir Here gevra, Here, wat ek kan toe nou? Jy weet, dit is goed, ek is van die straat af weg, en ek het tot my sinne gekom weer, het my gesond gemaak, waartoe nou? En daar is 'n stukkie in die Bybel, in Lukas 22, ek dink dit is vers 31 en 32, ek het dit die oggend in die Passion Bybel gelees, waar hy sê, Simon, my dear friend, is nou Jesus wat praat, hy sê, Satan has asked to sift you like wheat. Hy sê, but I have prayed for you, Peter. Wow. That when you have, that you will keep your faith, and when you have been restored, that you'll make it your life mission to help the faith of your brothers, or to help restore the faith of your brothers. En daar het ek geweet, die Here sê vir my, jy het so wye ondervinding van die samelewing, jy weet wat dit is om baie te hê, jy weet ook wat dit is om niks te hê, jy weet wat dit is om op die straat te wees, jy weet wat dit is om tussen die gangsters te wees, jy weet wat dit is om aan dwelms verslaaf te wees en sovoorts. So gebruik jou lewe om ander mense te kan help. En vandag is ek so bevoorreg dat ek die senterbestuurder van Hope Revolution se mansenter hier so in Vorre is. En ek kan my ervaring gebruik en my ondervinding wat ek opgedoen het om so baie mense te kan help wat hier 'n teleurstelling in sy lewe het, of wat aan substance verslaaf is, of met gangsterisme betrokke is, om hulle vry te maak. Weet wat ons hier by Hope Revolution doen is, ek kan jou nie gesond maak, ek kan nie veel doen nie, maar wat ek vir jou wel kan doen is, ek kan 'n proses fasiliteer in die Heilige Gees, en deur Jesus Christus kan hy jou genees, en hy kan 'n omswaai vir jou. En dit wat die Here vir my gedoen het, kan hy vir so baie mense doen. En ek wil vandag 'n uitroep maak, as ek iemand kan bemoedig vanoggend, as jy 'n teleurstelling in jou lewe gehad het, 'n terugslag, en jy sukkel regtig, jy weet, die verlore seun, toe het met hom sleg gegaan het, jy weet, sy dinge het begin verander, toe hy gesê het, ek gaan my mind opmaak, ek gaan opstaan, en ek gaan teruggaan na my Vader toe. Net staan op, kom terug na die Here toe. Die Here is baie lief vir elke een wat my stem kan hoor, en wil graag met elkeen van ons 'n verhouding hê, en reik uit na mense om jou, moenie bang wees om vir hulp te vra nie. Lees jou Bybel, bid elke dag, kom by 'n kerk uit, en sê dit vir Here, hierso is ek, help my. En hy sê jou nooit ooit teleurstel nie. En as daar 'n man, 'n paar daar buite is, wat na my storie luister, en jy het ook 'n kind, wat miskien op straat beland het, of met dwelms betrokke is, of dalk in gangsterisme is, weet, reik uit, daar is regtig mense, wat bereid is om te help, en wat kan help. En maak kennis met Hope Revolution, ons sal graag wil luister, en waar ons kan help, sal ons definitief help. Ek sê nie, ons is die enigste plek wat kan help nie, maar ons is definitief, ons maak 'n groot impak in die gemeenskap waarin ons betrokke is. So, Leon, ek wil jou gou ding vra, sê vir my, en jy en jou pa weer gesels na die tyd? Weet jy, ek het die voorreg gehad om met my pa, kom ons sê dat ons dinge kon uitgewerk het en sovoorts voor hy oorlede is. So ja, nee, absoluut. Ja, weet, op die einde van die dag, weet,
dis jammer, ou weet nie die dinge wat jy weet as jy ouer is, toe jy jonger was nie. En wat my pa ook maar baie gesukkel het, is hy het ook maar 'n selfbeeldprobleem gehad, die manier hoe hy groot geword het. En ek dit kon dit nooit regtig raak sien nie. Tot later in die lewe het ek my die Here vir my gewys wat die probleme is, en ek kon regtig met hom sit, en ons kon weer baie goed oor die weg gekom het, en so voor hy oorlede is. En ek het actually voorreg gehad, ek het dit nou nie daai gedeelte ook vertel nie, maar om saam met hom te wees, en na hom te kyk, hy is van aan dementia oorlede, om na hom te kom kyk en vir hom te sorg die laaste paar maande of so van sy lewe. So regtig, die verhouding daarso was baie goed geweest. En vandag eer ek die Here dat hy my gesien het met so 'n pa. Ek kon regtig baie by hom geleer het, en ek leer nog vandag by hom, al is hy nie meer vandag hier. Ja. En net gou 'n laaste ding wat ek graag wil noem, Andries, wat ek vergeet het, man. Weet jy, te midde van al die dinge wat verkeerd gegaan het, en so het ek altyd 'n ma gehad, nee, wat vir my gebid het. Amen. As dit baie sleg gaan en ek het niks om te eet of so, dan kan ek altyd uitreik na my ma toe. En daar sal altyd, weet sy, was op daai stadium was op pensionaris, en daar was nie vreeslik baie geld nie, maar sy het altyd haar bes gedoen om my te help. En ek kon enige dat die telefoon optel. Sy was toe op daai stadium in Australië gewees, maar weet sy het altyd vir my ingetree en sovoorts, en as haar 'n ma is vir haar buite is, wat lang vir haar kinders bid, en sy moet nooit opgee nie, moet nooit opgee om jou kinders en jou familie voor die Here te bring nie. Paulus praat van jy moet 'n altaar bou voor die Here, vir die mense wat jy voor lief is. Jy weet, Leon, daar's 'n paar goed wat nou so opkom terwyl jy praat, en terwyl jy so praat, is daar ook Sondagskoolkoortjie wat lees jou Bybel en bid elke dag en jy sal groei. Ja, absoluut. En dit is so belangrik, jy weet, as ek so na jou luister, dan besef ek net, Here, vergewe ons dat ons dinge voor God stel, nee? Want dit is wat gebeur het. Jy weet, jy het werklik God een kant toe geskuif in 'n sekere sin. Korrek, ja. En ek glo soveel van ons doen dit. Want die Here sê al wat hy van jou vra is 'n tiende van jou tyd. En hoeveel van ons spandeer 2 ure 40 minute 'n dag aan God? Absoluut, ja. Absoluut. En weet, as ek kan net indink terwyl jy so praat en ek besef, hier was jy, soos jy sê, jy ry nou in hierdie lekker, luukse, redelike dierkar, en jy sien hierdie straatmense raak nie. En snaaks genoeg, ons het die Bybelskool by ons gemeente, en ons het al 'n paar keer uitgereik, en ons al 2 keer of 3 keer daar gaan bedien, daar by oorkant die poliestasie en so maar sê. En veral in die tyd van die jaar, dan besef jy net, wie is jy om te dink jy is beter as 'n ander? Ja, absoluut, ja. Nie een van ons is beter as 'n ander nie. Ja. En die Here was so goed vir jou, dat die Here tot die verhouding tussen jou en jou pa gee. En jy het vir my iets gesê wat vir my ontsettend baie beteken in is, waar die Here sê, ons moet ander vergewe soos ons vergewe. Maar hoeveel keer vergewe ons onsself vir dinge? Ja, nee, verseker. Kyk, ou, dis amper as jy weer die ergste vir jouself toewens, en jy kan, weet dit is amper asof daar kamers in jou harte is waar jy mense in toesluit wat jy nou nie wil vergewe en sovoorts nie. Dit maak jou siek. Dit regtig, dit destrooi jou, dit vat jou joy en alles weg. Weet om uit die Here net oop te sluit en mense te laat gaan en sê vergewe, maar dit is so, dit is die moeilikste, dit was vir my baie moeilik gewees om dit wat die foute wat 'n ou te maak, om jouself te kan vergewe. Jouself te kan vergewe en net te laat gaan. Weet, en ek voel net, Leon, terwyl ek nie nou hier sit en jy besef waarmee jy besig is, as ek reg is, jy is nou meer as 6 jaar hier? Ja, ek is so 6 jaar hier so. Dan besef jy net, elkeen van ons het 'n bediening, elkeen van ons het 'n roeping, maar die Here sê nie verniet in die woord, ek het jou by die naam geroep, nog voordat jy in jou moeder skoot was. Ja, absoluut, ja. Weet, so, die Here het klaar geweet, en dit is hoekom die vyand kom, ek sê altyd, partykeer noem ek hom sommer 'n gogga, want in my oë is hy niks anders dan nie. Ja. En hy probeer alles in sy vermoë, om vir ons, as kinders van God, wat werklik na sy beeld geskape is, na sy gelykenis, weet, ons herder van ons gemeente, Persoon Clemens, het gisterand met ons worship, wat ons bid hier, wat ons doen, 'n ding gesê, hy sê, dit klink miskien snaaks as hy dit sê, maar as jy so
voel jy is nie goed genoeg nie, dan is dit amper 'n klap in die gesig van God. Jy weet? Ja, dis waar. En die Here wil nie hê enige een daar buite moet voel hy is nie goed genoeg nie. Ja, absoluut. Weet jy, die Bybel leer ons in Romeine 12 vers 2, hy sê, moenie in hierdie wêreld gelykvormig raak nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed. Amen. So jy kan weet wat die goeie en welgevallige wil van God is. Maar weet jy wat, daar is, die duiwel word genoem die vader van leuns. Hy is die leenaar, weet, en so hy begin al van kleins af, begin hy te jok vir jou en te jok vir jou, en baie keer glo ons aan daai leuns wat vir ons vertel is, jy is nie goed genoeg nie, niemand is lief vir jou nie, jy gaan nêrens kom nie, of as jy nog aan dwelmsverslaaf is, jy's 'n tikkop, of jy's 'n drakverslaafde en so, jy sal nooit na iets toe kan kom nie. En jare later, dan we still acting on bad information, want ons reageer op 'n leuen. En dan vertel hy in 2 Korintiërs 10, vers 3, 4 en 5, wat hy sê, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie. Alhoewel ons menslik is ons wapens nie vleeslik nie, maar is kragtig deur God om vestings neer te werk. Amen. En al daai leuns en goede wat opgebou is, af te breek. En uit jou gedagtes te kan uitbrei. Ek leer altyd die manne, jy weet, jy moet jou brein met die waarheid kan voed, deur die woord van die Here elke dag te lees en te studeer. Voed jouself met die waarheid. Maak los die dinge, die leuns en dinge wat 'n ou van kleins af al gehoor het, en dan fokus op Jesus, want dit is toch waartoe ons heen gaan. Jy weet, ou raak so maklik vasgeval in die wêreld, in die wêreldse besittings, en die dinge wat die wêreld vir 'n ou bied. Weet, ons het met niks in die wêreld gekom nie, ons gaan met niks vir jy uitgaan nie. Weet, al wat jy kan saam met jou vat eendag hemel toe, as jy mense wat jy in die Here kon voorgestel het, en die verhoudings wat jy kon opgebou het. En dit is toch, hy praat van, in die Bybel van ons het 'n tentewoning, 'n tydelike tentewoning hier op aarde. En die Here is besig om vir ons, weet, hy is voor te berei daar. So kom ons fokus na waar ons op pad is. Ons is toch op pad hemel toe. So kom ons hou ons fokus daar so. Amen. En dit verander ou se uitkyk heeltemal. Weet, ek het begin om, in my lewe het ek begin om vir myself 'n empire te bou. Weet, ek wil graag finansiëel suksesvol gehad het. En die Here het, weet, hy praat in die as ek dit weer Engels mag gebruik, in Matteus 5, wat hy met die Beatitudes praat, en hy sê in die Message Bible, dink ek, waar hy sê, you are blessed when you are at the end of your rope. Weet, hoekom moet dit met jouself so sleg gaan, waar jy regtig tot op die grond is, tot jy door jou sinne kan kom, van waaroor gaan die lewe nou eintlik. Maar ek dank die Here vir die ervarings wat hy my deurgesit het, en die lesse wat hy my geleer het, al het ek vir my op 'n stadium vir my gevoel dat almal 'n ring op my draai, die Here ingesluit. Was dit nie regtig so gewees nie. Maar ou moet deur daai tipe dinge gaan, daai lesse leer, en nou dat hy jou opgerig het en weer herstel het, en so kan jy dit gebruik om so baie ander mense te kan help. En dit is vir my regtig 'n voorreg om in die bediening te kan wees, en om met ander mense te kan werk, is wat graag hulle wil verander. Maar net soos ek, dit is baie moeilik om dit alleen te doen. Baie moeilik om op jou eie voete te staan. So om uit te reik en ander mense te kan help en sê, hier is die weg, loop daarin. En om te sien wat die Heilige Gees en deur Jesus Christus in die jong manne se lewens doen. En dit is altyd so wonderlik om te sien hoe hulle omdraai en hoe hulle suksesvol is in hulle lewens. Prys die Here. Ons tyd het opgeraak, Leon, maar ek kan net, weet julle, ek glo elkeen daar buite kan hoor wat Leon oor getuig vandag, en kan verstaan, daar is baie wat daardeur gegaan het, baie van ons wat nie daardeur gegaan het nie, maar weet net eenvoudig, bly hoop, bly vertrou in die Here. So ek gaan vir u sê, tot 'n volgende keer, groet ek u, en ons gaan vir Leon dan vra om vir ons af te sluit met 'n gebed. Totsiens. Asseblief, Leon. Baie dankie. Vader, ons loof en ons prys U naam, Here, vir die voorreg wat ons het, Here, om U te kan ken, U woord te kan ken. Dankie, Here, dat U dieselfde is gister, vandag en in die toekoms. Here, ek wil vra dat U vir die getuienis wat uitgegaan het, Here, as daar iemand is wat dit moet gehoor het, dat hy dit sal gehoor het, Here, en dat hy sal agstaan daarop, Vader. Here, as daar mense is wat hulle lewens met mekaar moet kry, wat moet antwoord gee op die roepstem van Here, Here, dat deur die Heilige Gees sal krag gee, Here, om daarop te kan reageer. Here, soms het ons nie net wilskrag nodig nie, wilskrag raak op, ons het God se krag nodig in ons lewens, Vader. Here, ek wil werklik bid dat daar mense is wat ons tot inkeer sal kom, by die telefoon sal optel, wat sê, Here,
Here, ek het, of wat sal sê, ek het hulp nodig, en Here, dat U deur die Heilige Gees sal uitreik na hulle toe, om hulle te kan help. Vader, ek prys U naam vir die voorreg wat ons het, om vir Kruiskheid om by ons hier te gaan, te hê, Here, ek wil vra dat U ook hulle bediening vir hulle ryklik sal seën, dat hulle van krag tot krag sal gaan, Here, dat alles wat hulle hande aanslaan, geseën sal wees. Ek loof en ek prys U naam vir die voorreg, Here, om U te kan ken, die krag van U opstanding, Here, dat U ons dek met U bloed en toevou in U liefde. In Jesus naam, amen. Amen. O Jesus, doen dit weer. O Jesus, doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet erken dat U regeer, om seun van God.